Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ja, dit is maandag aand, die naweek is verby, soos wat die meeste van julle mos nou al beleef het, want die eerste dag van die week is mos nou al op sy rug, dit is verby. Ek glo dit gaan goed met jou, en dankie dat jy ingeskakel het, dit is wonderlik, dit is 'n voorreg, dat ons vanaand weer 'n genade kans het van die Here, om met mekaar te kan gesels uit God se woord. So, ja, ek wil jou sommer 'n bietjie herinner, promoveer 'n bietjie Radio Kansel se Hartklank, hierdie aanlyn radiostasie, dit is 'n platform waar God en sy woord geëer word, en ons vertrou dat die Here baie siele sal raak deur hierdie platform. Jy weet, een van my groot gebede is, soos wat Paulus altyd sê, eintlik twee van my gebede altyd is, as om te vra, Here, open u woord, en tweedens, Here, open 'n deur vir u woord, sodat mense tot lig en tot waarheid en tot openbaringskennis van Christus kan kom. Ek gesels 'n bietjie vanaand met jou oor evolusie, of laat ons mense maak. Evolusie, of laat ons mense maak. Kom ons gesels 'n bietjie rondom hierdie gedagte. Ek weet nie aan watter kant van die lyn jy staan nie, maar kom ons kyk 'n bietjie. Onthou, ons is nie hier, of my posisie is nie hier om vir jou wetenskaplesse te gee nie. My posisie hier is om vir jou te sê, wat is God se woord? En ek staan maar bankvas agter God se woord. Genesis 1 vers 26, 27, vers 28. Hy sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, en na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en oor die diere wat op die aarde kruip. Wat glo jy? Glo jy ook soos die Bybel ons rig om te glo, of glo jy anders? Jy ander gedagte, die wetenskap het oor die jare heen, tot heel onlangs toe nog, met baie verskillende argumente oor my en jou en die aarde en alles wat daarop is en daarin is gehuldig. En ek kan nou vir jou sê, dis nog nie verby nie. Hoe later, hoe kwaader, soos hulle sê, hoe langer Jesus gaan vertoef om te kom, hoe meer argumente en kwansyse ontdekkings oor die skepping sal daar opduik. En van hulle, kan ek vir jou sê, gaan meer absurd as die volgende klink. Nou sal jy my nou glo as ek vir jou sê in 2019, en as jy baie met die wetenskap te doen het, en ook 'n belangstelling soos ek het oor die verlede, en oor die opgrawings, en oor al hierdie tipe dinge, dit fascineer my verskriklik. Dan dink ek sou jy ook gelees het of gehoor het van hierdie. In 2019 daar in China, toe ontdek die wetenskaplikes ons almal wat in die waters en op die aarde loop en in die lug vlieg, se gemeene voorvaders. Ja, ons almal, mens en jellyfish, voël en bees, almal van ons se gemeenskaplike voorvader. Ja, ons almal kom uit die ontwikkeling van die een gemeene voorvader. En dis 'n vis. Dis nou nadat die een of ander ordinêre sel ontwikkel het tot hierdie vis. Kom ek verduidelik gou vir jou 'n bietjie uit die monde van die wetenskaplikes. Hulle sê 440 miljoen jaar terug het die eerste beenagtige vis ontwikkel. Uit 'n sel natuurlik, né? Met ander woorde, 'n tipe van 'n vis wat 'n kakebeen en tande het, wat die fondasie gelê het tot die mens, ek en jy, se latere ontwikkeling wat ook kakebeen en tande het. En 400 miljoen jaar terug, hierso,
het die kuwe en vinne begin verander van hierdie vis, sodat gewone longe en bene kon ontwikkel om landbewoners te kan word. En 370 miljoen jaar terug, toe beweeg hierdie skepings na die droë land toe. Hulle vinne het gewrigte gehad om in vlak water en ook op die land te kon beweeg. En 350 miljoen jaar terug, ja, nou die dag, hier begin die eerste landlewende diere met 4 bene volledig ontwikkel om op die land te lewe. Die reptiele. Alles ontwikkel uit die vis natuurlik. En 300 miljoen jaar terug, hier ontwikkel die reptielagtige soogdiere en die volledige verskillende soogdiere. 300 miljoen jaar terug. En 66 miljoen jaar terug, tot nou die dag toe se 2 miljoen jaar terug, vanuit hierdie soogdiere, ontwikkel éventueel toe nou die mens. Nou ja, daar het jy nou, dis al van die wetenskap wat ek jou nou mee wil bekendstel vanaand. Nou dis nou die evolutieleer, soos wat hulle dit noem. Wat ons kinders en ons kleinkinders in die skole en op die natuurprogramme, en natuurlik jy ook, wys gemaak word. Byna die nuutste verklaring van waar ek en jy, die mens, ons ontstaan van het, die vis. So volgens hierdie siening, tongenietjies gesê, is die mens, ek en jy, iets tussen 'n vis en 'n akedus, en iets tussen 'n skaap en 'n aap. Goeienaand. So ek vra weer vir jou, wat glo jy? Of staan jy maar hout gerus op die kantlyn en skree vir die wenspan, in aanhalingstekens? Watter span is dit? Jy vat die kant van die span wat die meeste punte aangeteken het. Jy loop met die siening saam wat vir jou die meeste sin maak op die einde van die dag. Jy kan nie glo oor die skepping nie. Jy glo eerder die wetenskap, want as ek kyk na die bewyse wat hulle bymekaar gemaak het deur die wetenskap, maak dit vir my meer sin. Dan kom daar weer 'n predikant en dan praat hy van hierdie kant af, dan maak dit nou 'n bietjie meer sin. Wat glo jy? Jy weet die wetenskap huldige ontwikkelingsverhaal. Hoor mooi. Hulle huldige ontwikkelingsverhaal. Ons het ontwikkel uit iets uit, so al die ander diere ook. Maar die Bybel, gelowige kind van God, ons glo in 'n skepingsverhaal. Die Bybel wys ons dat elke lewende organisme, van die kleinste tot die grootste, elke soort lewendige ding, uniek en apart geskep is, en die mens gemaak is, ook uniek en apart, vir sy eie funksionaliteit en doel. En die wetenskap, hulle maak ons glo dat alles wat lewe besit, aan mekaar gekoppel is deur een algemene voorvaderlike sel, niks uniek geskep nie. Hulle het net ontwikkel tot 'n tipe van 'n uniekheid, met elkeen sy eie unieke waarde en funksie nie. Hulle wil jou laat glo dat in jou DNA sit daar iets van 'n jelly-agtige, ruggraatlose wese, wat niks van 'n skepper God in sy binneste het nie. Geen brein wat God kan soek, soos in Handelinge staan. Geen hart wat na sy God kan smag nie. Die Bybel laat ons glo, dat elke ding wat jou oog sien en jou oor hoor en jou vel voel en jou mond proe en jou verstand kan beredeneer en wat jou hart kan gewaar, van God kom. Tot dier en mens se voortbestaan en ontwikkeling en God verheerliking en uiteindelik die mens wat by sy God gaan inwoon. Ek wil vir jou sê, ek is 'n advokaat vir die waarheid en vir die Bybel. En ek moedig jou aan, en ek wil nou nie net sê die waarheid nie, want ons elkeen is 'n norm van waarheid verskil, maar ek is advokaat vir die waarheid wat in die Bybel staan. En ek moedig jou aan, nie om my siening te huldig soseer nie, maar om die Bybel te eerbiedig.
Want jy sien, ek en jy moet 'n keuse maak tussen wetenskap en die Bybel. En ek het niks teen die wetenskap nie, nê? Want wetenskap is belangrik en dit het sy goeie en sy funksionele plek op hierdie aarde. Want byna alles wat ons as mens gedoen het en wat ons vandag doen, het tog sy oorsprong uit die wetenskap. Maar die wetenskap se plek is nie om te probeer uitwerk of om te beredeneer waar die mens of die heelal vandaan kom nie. Byvoorbeeld die wetenskap se begrip van tyd is ongegrond, kan ek nou vir jou vandag sê. Maak nie saak wat wie vir my sê nie. Daar is 'n manier hoe die mens kan uitwerk waar alles en hoe alles begin het. En dit maak nie saak watter metode hulle ondersteun of gebruik nie. Alle respek teenoor die wetenskap. Hulle het nie 'n idee nie. Die wetenskap se begrip oor die heelal is duister. Al huldig hulle baie goeie opinies daaroor. En ek het vroeër gepraat oor dit wat ons kinders in die skole geleer word. Kyk, ons kan nie altyd verhoed wat ons en ons kinders deur die skole en deur die media gevoer word nie. Maar ons, ek en jy, ons het tog die taak om onsself en ons kinders met die woordwaarheid te voed. Ons kan nie meer ons skole of ons onderwysers vertrou nie. En hoor mooi wat ek daarmee bedoel. Ons het kosbare onderwysers en onderwyseresse en hoofde in die skole. Ek krakel nie af nie, hulle doen kosbare werk. En daarom wil ek ook dit nie in die algemeen sê nie. Maar die hoofstroomskole veral. Ons moet versigtig omgaan met die leerplanne wat aan ons kinders opgedis word. Ons onderwysers, en ek haal my hoed vir hulle af, en ek kry vir hulle baie jammer. Maar ons onderwysers staan onder 'n juk om te doen soos wat daar aan hulle gesê word. Maar as ouers, moet ons opvoedingstaak, moet ons opneem. En ek en jy moet weet dat ons is soos die Daniëls in Babylon, man. Hier in ons wêreld, soos nie in die beloofde land nie. Ons kan nie hier dikteer wat aan ons ore en aan ons oë gebied word nie. Deur dit wat ons in ons skole kry en deur die media gevoer word nie. Daarom is dit vir my belangrik as ouers. Ons moet ingelig wees oor hierdie tipe goed en sieninge en leerplanne. En daarom wil ek vir jou as ouer vanaand sê, of watter tyd van die dag ook al jy hierdie boodskap kry en luister, wil ek vir jou as ouer sê, wees 'n ouer wat toeganklik is vir jou kinders. En wat ek daarmee bedoel is dat jou kinders die vrymoedigheid het om met jou te kan praat oor goed wat in hulle skole en in hulle leerplan aangaan. Ons kan nie meer hande gevou sit nie. Ons kan nie terugsit en sê, my kind sal fyn wees nie. Dit is belangrik om toeganklik te wees sodat jou kind na jou toe kan kom en te sê, ek hoor hulle sê dit, hulle leer my dit. Papa, hier's my boek. Mama, hier's my boek. Hier's my leerplan. Dit is wat juffrou vandag gesê het. Dit is wat meneer vandag gesê het. Dit is die plakkaat wat by die skool op is. Jy moet toeganklik wees en dan moet jy jou kind kan rig rondom die inligting wat hy of sy gevoer word op skool. En daarom is dit belangrik, kry vir jou 'n opinie oor die goed, man, en leer jou kinders die regte waarheid, Bybelse waarheid, die regte leer. Want jou kind moet ook op 'n fondasie gebou staan. Want vir my op die einde van die dag gaan dit oor die aanslag wat kom teen die fondasie en teen dit wat jy jou kind leer vanuit God se woord. En ek sê fondasie want as jou kind die waarheid gaan voorstaan,
gaan teenkanting mos nou outomaties kom, net soos jy. En ons denke moet gepantser wees teen vreemde kennis, as ek dit so in aanhalingstekens kan sê. Jy weet, die Here het aan Esegiel gesê, toe hy moes opstaan teen die valsheid van die Joodse profete en hulle leraars en die mensdom. Toe die Here vir Esegiel gesê, ek maak jou voorhoof hard soos 'n diamant, ek maak dit hard soos 'n rots. Hoekom? Sodat jy nie nodig het om bevrees te wees vir die aanslag teen die waarheid nie, en dat jy die waarheid, dat jy daar binne in die waarheid se skoene kan staan op 'n fondasie. En ek praat nou ook nie net van die kinders nie, maar wat is jou pa, ma se algemene Bybelkennis? Ken jy die Bybel? Ek wil vir jou sê, ek is verstom oor ons Christene se algemene Bybelkennis. Weet jy, het ek gevind dat die mense waarmee ek te doen het nie 'n ordentlike opinie oor Bybelse waarhede nie. Ons struikel as mense praat van daar is meer as een weg hemel toe, daar is meer as een godsdienst. Ons struikel oor sulke eenvoudige goed, wat nog van die res, wat nog van evolusie leer. En al die ander snaakse leringe wat ons en ons kinders mee gebombardeer word. Weet wat, dit kom vir my terug daaroor, dit gaan oor Bybelkennis, maar dit gaan oor, daar is nie 'n fondasie nie. 'n Fondasie staan as die storm kom. 'n Huis staan as hy op 'n fondasie staan as die storm kom. Maar ons word heen en weer rondgeswaai en heen en weer rondgewaai soos die winde hier die wêreld vol nou is en die vloede. Ons verloor ons posisie, ons verloor ons plek, ons verloor ons stand, omdat ons nie meer op 'n fondasie gebou staan nie. Ons huldig nie 'n waarheid, Bybelse waarheid opinie nie. Want jy as ouer het ook kollegas en julle praat oor baie dinge wat in ons wêreld aangaan. Dit is so. Van die politiek tot die ekonomie, die godsdienste, die wetenskap en die toekoms en die hemel en die hel. Wat is jou siening en jou opinie oor hierdie goed? Hoe gaan jy jou kind rig? Kan jy jou kind rig? Kan jy jou vrou rig? Kan jy jou man rig? Kan julle mekaar rig? Of het julle nie jou opinie? Het julle nog nie oor hierdie goed gedink nie? En my volgende vraag is nogal 'n baie belangrike vraag. Waar kom jou opinie vanaf? Jy huldig dalk 'n opinie. Jy glo dalk aan hierdie ding waar ons nou vandag oor praat, oor evolusie byvoorbeeld. Wie het jou opinie gevorm? Wie of wat het dit geformuleer? Wie of wat het jou opinie, jou siening geformuleer? Jy moet hierdie vraag vir jouself vra. Jy moet jou kind kan rig. Jy moet jouself kan rig. As jy dink en praat en redeneer soos die wêreld, dan het ek en jy nie eens nodig om te sê ons is Christen, ons is kinders van die Here nie. Want die kinders van die Here, die Christene, staan bankvas agter God se woord. En ek probeer my bes as mens om bankvas agter God se woord te staan. En om te gaan kyk wat is die waarheid van die woord. En daarom pleit ek by jou, kind van God, kom staan saam met my agter God se woord. Vind jou vastigheid in God se woord. Die Bybel sê dat God se woord is 'n produk, as ek dit so kan noem, van Heilige Gees inspraak en openbaring. As dit dan so is, kan jy mos nou God se siening vertrou en jy kan dit eer. En ja, dit is so. Dit is nie altyd populêr nie en dit word nie altyd aanvaar nie, maar wat maak dit saak? As kind van God, jy weet, as die politiek en die ekonomie en die leiers en die wetenskap altyd reg was, kon jy bankvas daar agter staan. Maar weet jy wat, maandeliks, jaarliks verander hierdie ouens se goed en se opinies. En dit is nie konstant nie, maar God se woord is bewys as stabiel, die waarheid en reg, en jy mag maar agter God se woord staan. Dit het dit bewys
die beginsels, die begrippe in God se woord, is universeel die waarheid, bankvas. Die res van die goed val rond. En as ek verkeerd is, bewys my verkeerd. Luister hier, daar was 'n engel in die hemel, wat elke vorm van die godheid en die waarheid en kennis en insig en begrip gesien en geken het, maar hy het sy posisie misbruik en uit hoogmoed het hy die hemel verloor. En hy, die duiwel, het God se eerste skepsele suksesvol verlei tot die leuen en tot hulle val. Is dit nie so nie? En hy is steeds lustig besig om dieselfde met alle mense te doen, en die rede hoekom die vyand so lustig op 'n strooptog is omdat hy die waarheid ken, man, en wil die mensdom verhoed om in die vryheid van die waarheid te wandel, en hoe vroeër hy dit kan regkry met jou kind byvoorbeeld, hoe beter en hoe makliker is dit. Moenie dat hy jou ook verlei nie, dit is my pleidooi. Jy weet, Jesus het 'n resep gegee in sy eie versoeking in die wildernis. Weet jy wat was die resep? Daar staan geskrywe. As Jesus dan die duiwel uitoorlê het met die woord, wat beter resep is daar vir ons? Want dit lyk vir my, as daar een ding is wat die duiwel verstaan, is dit God se woord, want dit is die waarheid. Jy kan ook net die woord môre toepas, né? As jy die woord vandag in jou hart en denke inpas. Ek sê dit gou weer, jy kan die woord môre toepas, as jy die woord vandag in jou hart en denke inpas. Moenie dink om hooggeestelik te kom raak met onkunde voor hierdie leuen vyand nie. Onkunde, laat ek vir jou sê, is een van die grootste elendes van die wêreld. Al is jy nie eers 'n Christen nie. Onkunde is tot jou ondergang. Soveel te meer in jou geestelike lewe. Onkunde is een van die grootste elendes van die mensdom. En die grootste elende van die mensdom in hulle geestelike lewens. Ons dink die duiwel val vir mooi praatjies en slagspreuke in kerkbywonings. Kom wat ek jou sê. Eva en Adam, Adam en Eva. Hulle was in die beste kerk, as ek dit nou so kan vereenvoudig. Hulle was in die beste kerk en hulle het geval. Jesus het nie geval nie. Nie net omdat hy God was nie. Maar Jesus het geweet, en dis die resep. Jesus het geweet, dis net die waarheid waarvolgens hy lewe, wat in hom is, deur hom is, en wat hy verteenwoordig, wat die deurslag gee oor die leuns van die vyand. Die Bybel is nie mooi praatjies nie. Die Bybel is die waarheid, en die waarheid is 'n regte antwoord vir moeilike vrae, om gevangenes vry te maak, om denke nie te maak, en om versoekings ontklaar te maak. Dis die Bybel. Ek volstaan, met hierdie volmond volstaan ek vanaand, en ek volstaan met hierdie 3 woorde. God het gesê. God het gesê. En daarachter staan ek. Blessingskind van die Here. Dit was 'n voorreg om ietsie kortliks uit God se woord met jou te kan deel. Mag die Here jou seën, mag die Here jou rig, en onthou, ons is so sterk en ons is so kragtig, soos die waarheid wat in ons hart en in ons denke ingebrand is deur God se woord. Seën en vrede tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. Natuurlik, as dit die Here se wil is, gesels ons weer 'n keer. Vrede, gaan rus lekker vanaand, sterkte vir die week wat voorlê.